Nou okay, as jy hierdie jaar Nampo toe kom, is daar een wat jy definitief nie moet mis nie en dit is die case stand. Die 715. Nou is 'n dik trekker pappie. Okay, ek praat met Bertus, hy gaan my meer vertel. Ins and outs, hoe lyk die engine, hoe lyk dit, hoe lyk dat. En sy bonnet tel outomaties op. Baie cool hierdie. Right. Bertus, hoe lyk dit? Nee, Joepie. Nee, wat? Ons sê 'n lekker vroeg ek dink jy as 'n beter woord om dit is 'n crisp Nampo vir Ja, nee, is 'n lekker warm oggend vandag, hoor. Right, so. Jy sien waarvoor is nou al hoe lank wag die Steiger 715. Verduidelik my bietjie meer. Waar begin ons? Wat maak hom spesiaal? Ja, so as ons begin by die begin is Kees het gegaan en hierdie hele Steiger reeks trekker heeltemal herontwerp. Ons het die totale al 'n nuwe ander carriage op hierdie trekker. So wat die ander carriage is vir die mense wat nie verstaan nie, dit is die hele track unit van die trekker. So buite dit het ons net 'n groter en 'n sterker engine op hom nie, maar ons het 'n groter radkas ook op hom. Dan kom ons ook met 'n two-stage turbo stelsel op hierdie klas trekker. Sowel as ons het die intercoolers gevat en nader aan die turbos toe geskuif om juist daai effek te elimineer van 'n trekker wat warm wil word. Ek hoor wie jy sê. So hierdie is nie net wat hulle nou gegaan het in 'n 600 Steiger gevat het en vir hom 'n dikker neus opgesit het nie. Ja, hulle het letterlik die trekker van voor tot agter herontwerp, is ek reg? Yes, so as ons voorop vat op hierdie hele trekker, ons het 'n hele nuwe ligpakket op hierdie trekker. Voor hierdie ligte van hom aan albei kante is nou opgegradeer na 25.500 lumens net op die neus alleen. Die hele trekker se ligpakket gaan op na 76.000 lumens toe. So 3 kersse basically. Ja, nee, want jy kan 'n bietjie aan die aand werk nou, hoor. En okay, maar ek wil ons gaan nou die res van die trekker in detail deurtrap, nê. Nee. Maar wys my gou sy party trick. Okay. Is jy reg vir dit? Ek het dit begin nie reg nie, maar wys my. Alright. Sê hulle roll the cue the music, nee. Right. So jy druk 'n knoppie net daar, nê? Ja, so daar gaan hy. Yes, dit is awesome. Jy weet hoekom is hierdie so cool, nê? Want na my jare se rugby is my skouers nie meer so lekker nie, nê. So ek in hierdie bonnet optellery het nog nooit regtig gewerk nie. Ja, en dit is nog 'n relatief bonnet om op te tel. Ek gaan nou wys sodat hy optel, kan jy sien ook op ons hele verkoelingspakket het ons totaal en al gegaan en groter radiators, groter intercoolers. Alles op hierdie trekker is groter en beter. Ek wou net sê, het julle genoeg radiator hierso? Ek sal so glo. Dan ook het ons gegaan en bietjie aan die ontwerp van simplisiteit gaan staan en verander om dit baie makliker te maak vir die boer of wie ook al aan die trekker te werk om dit meer effektief te doen. So op hierdie ouetjie, as jy basies wil werk op hom, al wat jy doen is jy maak so. Dan kan jy elke liewe pakket op hierdie verkoelingspakket kan jy oopmaak. Okay, ek wou sê jy maak hom hier oop, hy maak daarso oop. Ja. So baie maklik en eenvoudig. Yes. Alles op hierdie trekker is nou net oorgegaan en vergemaklik. Ons het ook 2 airfilters in. Jy kan sien daarbo, hulle het heeltemal geskuif van waar hulle voor die tyd was. En ek neem aan dis ook want jou minste stof kom actually daar in daai gedeelte, nê. 100% ja. Hulle het actually die mechanics lyk my gevra vir 'n slag. Wat wil hulle graag hê, nê? Hulle het ja. Ook deur hierdie ouetjie is ons het 'n 10.1 ton luftkapasiteit op hom wat bietjie meer is as die vorige reekse. Ook dan kan jy hom nou kry met 6 remotes, 428 liter per minuut olievloei agterop. En dan net soos in al ons Steiger reekse, trek ons drawbar van die middel van die trekker af om seker te maak hierdie ouetjie kry sy krag op die grond neergesit. Ek gaan nou na daai goed nog bietjie kyk. Wat ek jou nou nog wil vra is, nê, hierdie engine. Verduidelik my gou, wat presies is die engine en hoe het hulle dit reg gekry om hierdie klomp krag uit hom uit te haal? Ja, so die engine is 'n gewone standaard FPT engine. Hulle het net oorgegaan en hulle het hom gechange na 'n 16 liter Cursor engine toe. Ja. Hier kan jy sien hierdie is 'n bietjie nuut. Hulle het hierdie ouetjies bygesit voor die turbo sisteme. Wat is dit? Dis die intercoolers. Ja. Wat help om die lug bietjie koeler te kry deur die turbos.
So op hierdie trekker ook juis oor hierdie hele stelsel wat hulle so het. Op 1300 rpm kry ons al amper 70% van hierdie ou se maksimum torque kurwe. Ja. So op 1300 rpm het ons al klaar die krag wat jy eintlik nodig het om hierdie trekker te hardloop. Wat is die rede hoekom het hulle gegaan tracks nou spesifiek op hierdie ene en die een wat julle ingebring het? Ek weet die Rooppark wat ek gesien het is tracks. Kry ek hom in wiele? Hoe werk die besigheid? Nee, ons gaan hom nie in wiele kry nie. Ons wil hom juis in tracks hê om daai krag op die grond neer te sit. So as jy vat op jou footprint op hierdie trekker en die kilogramme wat hy is, so hierdie ouetjie weeg so 30 ton. As jy vat op grondkompaksie op hierdie hele trekker op 30 ton, is dit dieselfde as wat een persoon wat 100 kg weeg op een been staan per vierkante meter. So Dis grondkompaksie op hierdie ouetjie. so ek kan die grond redelik kompakteer as ek nou nie. As jy nou bietjie meer as 100 weeg, dan gaan jy 'n bietjie meer kompakteer as hierdie ouetjie. Jep, glad. Okay, so ek wil nog gou kyk hier in die agterkant dan hè. Jy sê hy trek van die middel van die trekker af. Ja, so hier word 'n sleep kabel vir hierdie jaar wat ons nodig gehad het. Sorry, ja, jy sê hierso, wat verduidelik my gou terwyl hy nou so mooi kyk, so ons het 'n try point oscillasie basies op hierdie trekker. So basies wat hy doen is hy hierso is sy mount punte. So hy het 3 punte. So hierso is 1 en dan het hy 1 hierso en 1 binnekant. So dit is om daai knak aksie laat dit baie sterker is, laat jy hom nie basies uitskeer hier in die middel nie. Ek hoor jou, want jy het nou 'n bietjie meer krag en ek neem aan jy gaan 'n bietjie groter implemente ook agter hom sit, Ja, hè? nee, definitief. Kom ons kyk gou hier na die aan die agterkant. Dis nou soos hulle sê, business in the front and party in the back, né? Ja. So ons het gegaan en omdat ons die ouens langer op die lande wil hê, het ons gegaan en ons het 2000 liter diesel tank vir hierdie trekker opgesit. Alsy. En alles is net vergemaklik. Soos julle kan sien, die ontwerp hier agter is nog presies dieselfde. Is nou maar net die 3 punt wat nou 'n bietjie meer kilogramme kan optel. Nou gaan ek na my baler sleep. Waar's my bietjie ou? Ek weet nie of hulle al so groot baler gemaak het vir hierdie ouetjie nie, maar as jy moet hom sleep, kan jy hom gebruik. Jy weet dat die hydraulic pomp sal werk. Ja, nee, maar maar dis 'n hydrauliese pietje op. En dan sê my want ek sien net 'n ordentlike dropbaar op, né? Ja. Jy sê lifkapasiteit 10 ton. 10.1 ton daar rond, juis. Okay, en dan jou tracks is maar min of meer dieselfde as op die vorige Tigers, Nee, so basies as 'n ou hier kan vat, jou drywiel Ja. is groter. Hierdie is nou hy's 'n meter deursnee waar ons ander 950 was. Jep. Hy vang op 5 lugs nou. Waar Ja. op die vorige reeks op 4 gevang. Hierdie buste, alles op hierdie trek is versterk. So die hele trek is net meer robuus gebou as die hele vorige reeks. En dan is ons baie opgewonde oor ons nuwe produk wat Keis ook gelons het. Hulle is die eerste ouens wat 'n suspended track gemaak het vir 'n quad track reeks trekker. So basies wat dit is 'n suspended track. Ja. Die hele trek het suspensie. Hierdie wiele, nê? Yes. Dis dan nie op hierdie ene nie. Hier is ons gewone HC trek, maar op die HDS trek wat die suspended ene is, elke liewe wiel het 'n 11 grade artikulasie op en af. Individueel van die hele dryfas af. So jou grondkontak bly net beter en jy kry langer lewensduur op jou trek. Dit is baie cool. Ek love daai besigheid. Nou kom ons kyk net vinnig hier. Gaan jy op? Dan wys ons net gou vinnig hoe lyk die cap. En dan ja, as hy knop af. Kyk, daar maak hy so lekker vinnig toe, nê. Hoe's daai nou nie vir spanwerk nie? Ja, nee, ek wat. Right. Ja, so welkom in ons field ops kajuit. Yes so. So wat hulle bietjie verander het hier binnekant is maar net jou beligting en so, maar dis nog steeds die standaard kajuit as die vorige reeks Tigers. Op die nuwe reekse, hierdie ouetjie het dit nou nog nie in nie, gaan ons hom bestel met 2 Pro 1200 skerms. Ja, want jy kan nooit genoeg skerms hê deesdae. Ja nee, om daai data verwerking bietjie beter te hanteer. Maar verder as dit is dit maar nog steeds ons het 'n hele tema op ons trekkers van in, op en om. So basies wil ons die hele reeks vat en vir die boer kan sê, hoor hierso, ons gaan net nie 'n trekker verkoop nie, maar ons bring die trekker wat vir jou die regte trekker gaan wees vir jou plaas en wat basies vir jou kan geld genereer. Love daai. En sê my joystick is dieselfde een as wat in die Patriot is, nê? Is 'n Patriot
presies wat jy hier binne kan sien is 'n Patriot. Hulle het basies hierdie cabs gevat en op die Patriots gesit. Dis dieselfde. En wat kan sê van ervaring is ek het nog min goed gehad wat so maklik werk soos daai besigheid. Ja, okay. Ook op hierdie cabs, die hele cab het 'n volle vierbaar cab suspensie ook. So Ja. die rygemak in hierdie ouetjie is net fenomenaal. En ek moet sê jy's ek het nou maklik daar in en uit geklim, nê. Nee. Okay, sê vir my modelle wat ek dan nou nie in die Oos Tigers in kry, het julle is daar ander modelle wat ook nog kom? Ja, so ons het basies ons het 3 modelle. Ons het 'n klein, 'n medium en 'n large vry model. Yes. So die klein raam het ons 'n 425, 'n 475 en dan 'n 525 en dan van daar af kan ons die 555 op tot en met 'n 645 in die medium klas en dan die large raam is dan die 715 model. So wat dit eintlik vir ons wil vergemaklik die kleiner trekkertjies spoor op 76, die medium trekkers spoor op 91s en dan hierdie ouetjie spoor glad nie. Jy wil net Hy trek. hy sit net krag op die grond weer. Hy klink vir my reg, Ja. Bertus. Dankie baie. As hy Right, so, okay. Dit is as ons net gedraai kan kry, Bertus. Hierso by Keis IH. As jy naby toe kom, dan weet jy moet hier kom draai. Right, dis hier van Farm Space af. Kyk uit, nog 'n klomp goed wat kom. Tot volgende keer. Groete.